Goeiemôre aan almal. Baie welkom. Dit is lekker om vir julle te sien en ek is so bly ek het vir van die mense wat my gevra die tye deurgegee dat dit 10:00 en 7:00 vanaand is. Interessant hoeveel mense dit eintlik hierdie tyd van die oggend beter pas. Ek gaan nou nie uitbrei oor al die redes hoekom ons nie in die aand wil bestuur en die slaggate en die verkeersligte wat nie werk nie en die dinge nie. Maar ek dink tog dis wonderlik dat ons besluit het op 10:00 en dan gou net twee opmerkings, een oor die tye en een, laat ek sommer begin by die onderstaan. Met die oggendgeleenthede gaan ek en Dominee Werner onderstaan, want dit is makliker vir ons met die opname. So vandag se diens en die 5 Pinkster temas sal almal op YouTube en Facebook ook beskikbaar wees en daarvoor sal ons dan nou onderstaan. Die temas sal verloop, vandag is nou op sy eie, dis nou Hemelvaart vanoggend en vanaand, dan die Pinkster, 5 Pinkster temas begin Sondag aand, dan word hy Maandagoggend herhaal. So dis Sondag aand tot Donderdag aand, met herhalings Maandagoggend tot Vrydagoggend net, laat mens nie deur mekaar raak nie. Kom ons sit net so bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend die geleentheid het om hier saam te wees. Baie dankie dat ons die Hemelvaart kan herdenk. En baie dankie dat selfs die feit dat dit nou nie meer 'n amptelike vakansiedag is nie, eintlik geen afbreek doen aan die feit dat ons die dag kan herdenk nie. Dankie dat die boodskap vandag ook by baie skole uitgaan waar kinders miskien as dit 'n vakansiedag sou wees, net tuis sou gebly het en nie die boodskap gehoor het nie. Dankie vir elke boodskap wat vandag oral verkondig word. Dankie vir die internet, wat vir ons 'n sleutel en 'n manier is om by mense reg oor die wêreld te kan uitkom. Seën ook die verkondiging van die verskillende hemelvaartdienste reg oor die wêreld. En dan is dit natuurlik ons gebed dat U vanoggend verheerlik sal word deur ons hier wees, deur die gesindheid in ons harte, deur die feit dat dit vir ons belangrik is om by hierdie geleentheid ook stil te staan. En wil ons bid vir die leiding van die Gees, wat vir ons altyd help om die woord beter te verstaan. Gebeure waarvan ons in die woord lees, beter te verstaan. En dat daar altyd 'n element van troos en versterking en versekering is, wanneer ons by U woord stil staan. Seën ons asseblief vanoggend so saam. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus, die opgewekte Here, wat ook opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Amen. Geliefdes, inleidend, van my grootste ideale ten opsigte van my prediking is deur die jare die volgende 4 aspekte. Die eerste is om altyd geheelbeeld te sien en die geheelbeeld te probeer oordra. Dit is my baie belangrik in teenstelling met party ouens wat altyd net op 'n woord of 'n teks of 'n versie of so baie klem lê. Dink ek is altyd geweldig belangrik om die geheelbeeld te sien. Die tweede wat vir my baie belangrik in die ideaal is onderlinge verbande tussen verskillende tekste in die Nuwe Testament, soms tussen die Ou en die Nuwe Testament, onderlinge verbande. Die derde is om die dieper liggende betekenis van enige iets te verstaan en nie net die gebeurtenis nie. Is vir my nogal 'n probleem as mens net die gebeurtenis van Hemelvaart herdenk en in herinnering roep, of die gebeurtenis van die kruisiging, maar nie die dieper liggende betekenis daarvan verstaan nie. En dan die vierde is natuurlik altyd konteks.
So geheelbeeld, onderlinge verbande, die dieper liggende betekenis van elke gebeurtenis en dan konteks. Nou ten opsigte van hemelvaart is dit so 'n bietjie moeiliker as met ander gebeurtenisse in die Bybel. Omdat ons ten opsigte van die hemelvaart in die Nuwe Testament verskriklik min inligting het. Verskriklik min inligting. Net sulke ou kort stukkies, en die stukkie wat ons in Markus het, is waarskynlik 'n herhaling van dit wat ons eintlik in Handelinge het. Maar ek dink om perspektief te kry, is die volgende nodig. En ons gaan vanoggend saam nadink oor 4 vrae. En ek hoop 4 baie interessante vrae. Die eerste vraag: wat het gebeur kort voor hemelvaart? En op die eerste vraag, wat het gebeur kort voor hemelvaart, wil ek die kort definieer as in die laaste 40 dae voor hemelvaart. Die tweede vraag: wat het gebeur kort na hemelvaart? En daar wil ek die woord kort definieer as binne 10 dae of minder. Die derde vraag: wat het gebeur 3 jaar voor hemelvaart? En die vierde vraag: wat is die verband tussen hierdie verskillende gebeure? Of ons kan die vraag ook anders vra: is daar 'n patroon tussen dit wat gebeur het kort voor hemelvaart, kort na hemelvaart en 3 jaar voor hemelvaart? Ons staan stil by ons eerste vraag. Wat het gebeur kort voor hemelvaart? Jesus benoem sy disippels as sy getuies. Ons kan dit op 'n ander manier ook formuleer, deur te sê die woord disipel beteken navolger, en tot op daardie stadium het Jesus disippels gehad, navolgers. Maar kort voor hemelvaart verander hy hulle titels, kan ons sê, in apostels. Griekse woord apostoleo of apostelos, die werkwoord nie, selfstandige naamwoord. En die disippels word nou gestuurdes, nie meer volgelinge nie, gestuurdes en getuies. Hulle opdrag is, hulle moet die boodskap van Jesus uitdra na die hele wêreld. Julle sal my getuies wees. Kom ons lees Handelinge 1, vers 1 tot 5. 5 versies wat my sommer net so vinnig kan oorlees, sonder om die diepte daarvan te besef. Die skrywer is Lukas, wat ook die evangelie van Lukas geskryf het. So sy tweede boek Handelinge begin hy so: my eerste boek Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen het en geleer het van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Ons sal nou hoor by wat bedoel hy met van die begin af. Alles geskryf van wat Jesus gedoen het van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het.
Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Die 40 dae tussen Jesus se opwekking uit die dood en sy hemelvaart is verskriklike belangrike 40 dae. En hier lees ons dat basies 3 goed gebeur. In daai 40 dae het hy 'n klomp keer aan hulle verskyn, staan daar om met onbetwisbare bewyse aan hulle te bewys en te wys dat hy leef. Die tweede is dat hy in hierdie 40 dae besig is om hulle finaal voor te berei vir hulle opdrag. Klomp van die goed van die opdrag het hy voor sy dood aan hulle verduidelik, maar ons lees telkens daarvoor en daarna dat hulle dit toe nie verstaan het nie. Dis eers na sy opwekking uit die dood in hierdie finale 40 dae dat hulle perspektief kry, dat hulle begrip kry in wat aangaan. So dis wat gebeur het kort voor hemelvaart. Die aanstelling van die apostels. Ons tweede vraag: wat het gebeur kort na Jesus se hemelvaart? In daai volgende 10 dae waarop hulle gewag het in opdrag van Jesus op die uitstorting van die Heilige Gees. Ek dink baie mense besef nie hoe belangrik die een ding is wat toe gebeur het. Ons lees van 2 goed. Die een is dat hulle volhardheid in gebed eendragtig by mekaar was om te bid, maar die ding wat mense baie keer sommer net so behoor lees, hulle het besef in daai 10 dae dat hulle moet 'n plaasvervanger kies vir Judas Iskariot, wat Jesus verraai het en wat uitgeval het, gedeeltes wat ons lees sy eie lewe geneem het. En net so belangrik as dat hulle besef het daar moet 'n plaasvervanger wees, was ook die vereistes van die plaasvervanger. En hoekom daar 12 moes wees, is omdat Jesus oorspronklik 12 gekies het, en dit korreleer met die 12 stamme. In die Ou Testament is die 12 'n geweldige belangrike syfer, omdat Israel uit 12 stamme bestaan het. Die Nuwe Testamentiese bedeling word gekenmerk deur 12 apostels. Kom ek lees Handelinge 1 vers 20 tot 26 en dan luister ons na hulle redenasie en veral na die vereistes. Hulle praat nou onder mekaar en hulle sê: in die boek van die Psalms staan daar: laat sy woonplek leeg word, laat niemand daarin woon nie, en laat 'n ander sy amp oorneem. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Ek herhaal daai sin, daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat hy deur Johannes gedoop is, totdat hy van ons af in die hemel opgeneem is. Hulle stel toe 2 voor, Josef, wat ook Barsabas of Justus genoem word, en Matthias. En die gelowiges het gebid: Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie 2 verkies het, om as apostel te dien in die plek wat Judas leeggelaat het toe hy gegaan het na waar hy hoort. Hulle het geloot en die loting het vir Matthias aangewys. So is hy gekies as die 12de apostel. Die 2 vereistes, vers 22b, dit moet iemand wees wat die hele tyd tydens Jesus se openbare bediening saam met ons rondgegaan het, vandat hy, en dis die 2 bakens, vandat hy deur Johannes gedoop is, totdat hy van ons af in die hemel opgeneem is. Maklike sinnetjie om dit mee te onthou: die plaasvervanger moet 'n oog en oor
getuie wees van Jesus se 3 jaar openbare bediening tussen sy doop en sy hemelvaart. Want die hele evangelie en die verkondiging daarvan gaan berus op hierdie getuies se betroubare getuienis. So hulle dra 'n onbeskryflike groot verantwoordelikheid. En om daarvoor te kwalifiseer, moes hulle bygewees het, ek herhaal, van Jesus se doop tot met sy hemelvaart. Nou, tot vandag toe is in enige hofsaak betroubare getuies die sleutel tot enige hofsaak. Een van die heel belangrikste goed wat in howe gebeur, is nie net dat mense getuienis lewer nie, maar dat hulle onder kruisverhoor geneem word, om te probeer om leemtes, swakplekke, inkonsekwensies in hulle getuienis uit te wys. En verskoon die Engelse woord vir 'n regter of 'n landdros, is die ultimate, altyd betroubare getuies, wie se getuienis betroubaar is en verkieslik dat dit oog en oorgetuies was. Mense wat dit die misdaad of die saak waaroor dit gaan het gesien gebeur het en gehoor gebeur het en nie op hoor sê praat of op grond van hoor sê getuig nie. Net nog 'n puntjie oor die getuies. Getuies se rol was destyds nog belangriker as vandag. Want vandag het ons naas die getuies se getuienis, het ons ook 'n paar eksterne maniere om die waarheid te bepaal. Byvoorbeeld DNS of DNA toetse. Voorheen het video's en foto's 'n groot rol gespeel. Dit gaan nou weer heeltemal wegval met hierdie artificial intelligence, kunsmatige intelligensie. Nou gaan foto's en video's nie meer bewysstukke wees nie, maar DNA, DNS sal nog steeds was. Maar destyds, waar daar geen eksterne toetse gedoen kon word, of iets die waarheid is nie, het die waarheid vasgestaan deur die getuienis van oog en oor getuies. Die derde vraag. Wat het gebeur 3 jaar voor hemelvaart? Jesus word gedoop. En ons kan ure praat oor die betekenis van Jesus se doop, wat glad nie dieselfde is as die doop van ander mense wat Johannes die Doper gedoop het nie, en wat glad nie dieselfde is as die doop waarmee ons gedoop word nie. Net een sinnetjie om mee te onthou, Johannes het die mense gedoop as 'n teken van die afwassing van hulle sondes. Jesus het geen sonde gehad wat afgewas moes word nie. Jesus word gedoop as 'n simboliese opneem van die sonde van die wêreld. Ons lees van Jesus se aankondigings oor sy geboorte, die een klein ou stukkie waar hy by die tempel was, maar dan lees ons eintlik eers weer van Jesus wanneer hy gedoop word, want dit is die begin van sy 3 jaar amptelike of openbare bediening op aarde. En soos wat die doop van Jesus die amptelike begin was van sy aardse bediening, is die hemelvaart van Jesus die amptelike afsluiting van sy 3 jaar openbare bediening op aarde. Kom ons lees uit Matteus 3 van vers 13 tot 17 die stukkie oor Jesus se doop. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe? Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem.
Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my." Ons vierde en laaste hoofpunt. Wat is die verband of verbande tussen hierdie verskillende gebeurtenisse? Ek herhaal, die verbande tussen wat gebeur het 3 jaar voor Hemelvaart, wat gebeur het in die 40 dae voor die Hemelvaart, en wat gebeur het in die 10 dae na die Hemelvaart. Is daar 'n patroon? Ek gaan die volgende 3 dinge uitlig, maar net voordat ons by daai 3 dinge kom. Terwille van die konteks. Ons het vandag ander prentjies van die hemel, en dis ook 'n lekker onderwerp om oor te praat. Ek persoonlik verkies om nie soseer van die hemel te praat nie, maar van 'n ander dimensie. Dat ons wanneer ons sterf oorgaan in 'n ander dimensie en by God is. Want die woord hemel word in baie verskillende kontekste gebruik en word baie keer in ons moderne literatuur baie verdraaid voorgestel, maar dit is 'n tema op sigself. So wanneer ons hier in die Bybel lees van die hemel, moet ons rekening hou dat daar word geskryf binne die konteks van daardie mense se verstaan van die hemel. En dis glad nie ingewikkeld nie. Ek het dit al baie verduidelik, ek doen dit baie graag weer. Hulle het die woord hemel in ten minste 3 kontekste gebruik. Daar was ander wat selfs van 7 hemele gepraat het. Kom ons hou dit eenvoudig. Hierdie mense het na die lug gekyk en gesien daar is voëls wat vlieg en daar is wolke. En daai lugruim het hulle beskryf as hemel. Die voëls en die wolke is daar in die hemel. Dan het hulle gedink as hulle opkyk, dat die blou wat hulle sien, is 'n koepel of 'n deksel. En van daardie blou koepel of deksel, het hulle ook gepraat as die hemel. En dit beskryf dat die son aan die binnekant van die blou koepel opgaan en oorbeweeg en anderkant sak. En dat die maan teen die blou koepel skyn. En dat daar in die blou koepel gate is wat van nou en dan kan oop en toe gaan sodat die haal en die reën op die aarde kan val. So hulle het van die lug gepraat, die lugruim as hemel. Hulle het van die blou koepel gepraat as hemel. En dan het hulle gepraat van die ruimte bokant die blou koepel as die hemel wat die woonplek van God is. So dit was hulle eenvoudige wêreld en hemelbeeld. Lug waar voëls vlieg, 'n blou koepel deksel hemel en hemel bokant die blou koepel waar God woon. Nou moet ons die volgende 4 verbande raak sien. Met die doop van Jesus, sy amptelike instelling, breek daar 'n opening deur die koepel en daar kom 'n openbaring van God deur die blou koepel in die vorm van 'n duif wat die Heilige Gees voorstel en 'n stem uit die hemel wat sê: "Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het." Die hemel breek oop om te bevestig dat hierdie Jesus God se gestuurde na die wêreld is. Met hemelvaart breek daar weer 'n opening
oop. En Jesus vaar vanuit die aarde terug na waar hy, soos Paulus vir ons so mooi skryf, eintlik vandaan kom. Hy gaan terug na bokant die koepel, na die woonplek van God. Ons lees Handelinge 1, net vers 9 tot 11, want dis hoe min ons daaroor het. Handelinge 1 vers 9 tot 11. Jesus sê vir sy disippels, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. So die eerste verband is die 2 openinge in die hemel, waar Jesus bevestig word as komende van God, en waar Jesus teruggaan na God toe. Die tweede direkte verband gaan oor die 40 dae. 40 reg deur die Bybel, simboliese getal van voorbereiding, dikwels 'n tyd van straf, dikwels 'n tyd van die nabyheid van God beleef. Maar direk na Jesus se doop, lees ons, nou is hy gedoop, hy is uit die opening uit die hemel uit bevestig as 'n seun van God, gestuurde van God, en dan voor hy met sy werksaamheid begin, lees ons dat hy vir 40 dae in die woestyn ingaan, as 'n tyd van finale voorbereiding vir sy openbare werk. Dis ook die 40 dae waarvan daar aan die einde gesê word dat hy deur die duiwel versoek is. Julle ken die tekste wat die duiwel aangehaal het om Jesus te probeer 3 maal versoek. Direk na sy hemelvaart, direk na sy opwekking uit die dood. Direk na sy opwekking uit die dood is daar ook 'n periode van 40 dae waarin hy aan sy disippels verskyn, wat nou apostels is en wat finaal voorberei word vir hulle taak op aarde, maar dit is ook die finale 40 dae van Jesus se voorbereiding vir sy werk in die hemel, om aan die regterhand van God te gaan sit en vir ons in te tree. Die derde wat ek wil noem, sonder die bevestiging tydens die doop, sou Jesus gesien kon word as net nog 'n rabbi. Onthou, ons lees maar altyd net van Jesus. Maar onthou, in Jesus se tyd was dit 'n bekende ding, dat 'n rabbi, wanneer hy 30 jaar oud sou word, gereed sou wees om 'n groep volgelinge te hê. Selfs Johannes die Doper het sy groep volgelinge of disippels gehad, en dat daardie rabbi eintlik sy eie leerskool sou begin en deur die land sou beweeg en die mense sou leer. Maar Jesus is nie net nog 'n rabbi nie, want wanneer hy begin met sy amptelike werk, word daar hierdie erkenning, bevestiging uit die hemel gegee, dat hy die gestuurde van God is. Sonder Jesus se hemelvaart, sou daar by sy getuies, en by almal wat daarna van Jesus gehoor het, waarskynlik altyd
'n paar vrae geleef het, waarvan die belangrikste vraag sou wees: is Jesus nie maar net dood nie? Stel jou vir 'n oomblik voor dat Jesus aan die kruis gesterf het, dat hy daarna vir 40 dae verskyn het, en dat hy dan net op 'n stadium verdwyn het. Nooit weer gesien nie, nooit weer van hom gehoor nie. Wat sou gebeur het as die apostels in hulle sendingopdrag by mense kom en vir hulle vertel, ons wil vir julle die goeie nuus vertel? 3 maande terug, 6 maande terug, 'n jaar gelede, 2 jaar terug, was daar in Jerusalem 'n rabbi. En sy naam was Jesus. En hy het wonderlike dinge gedoen en ons wonderlike dinge geleer. En hy het uiteindelik verklaar dat hy die seun van God is. En hy is toe later gekruisig. En as die mense dan vir hulle vra, en toe sê hulle nie wel, en toe sy gekruisig, en toe sy dood. Dan sou die mense hulle skouers opgetrek het en gesê het, nou wat is dan nou eintlik die boodskap? Maar nou kan die apostel sê, hy is op die 3de dag opgewek uit die dood. Hy het vir 40 dae lank aan ons verskyn, en soos dit in Handelinge staan, met onbetwisbare bewyse aan ons bewys dat hy lewe, ons kans gegee om aan hom te raak, ons finaal geleer en gehelp om die dinge wat hy voorheen van gepraat het, te verstaan, en toe, terwyl ons staan en kyk, is hy lewend voor ons oë opgeneem in die hemel. Jesus se hemelvaart is die duidelikste bewys dat hy die mag van die dood gebreek het. Dat hy leef, dat hy die oorwinnaar is, dat hy terug is in die hemel by sy Vader. Ek sluit af. Jesus kom van God af. Tydens sy doop word dit bevestig deur die Heilige Gees en die stem uit die hemel. Jesus leef en het die mag van die dood oorwin en gebreek, en sy hemelvaart vind plaas voor getuies. Die hemel, die woonplek van God, het 2 maal oopgegaan. Met die doop van Jesus en met die hemelvaart van Jesus. Die hemele het oopgegaan. Amen. Dis 'n paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Here, baie dankie dat dit wat ons in die Nuwe Testament het, wat vir ons die evangelie is, die goeie nuus, die boodskap van God se liefde vir die wêreld en Jesus se oorwinning, dat daardie boodskap berus op die getuienis van die apostels. En dankie dat U seker gemaak het dat daardie apostels 100% oortuig kon wees dat U die Here is. Dat hulle oortuig kon wees en die belewenis kon ervaar dat God self vir U erken het as geliefde seun by die doop
en dat hulle daar kon wees om te sien en te voel en seker te maak dat U leef. En toe uiteindelik met hulle eie oë U hemelvaart kon beleef. Dankie dat U deur U Gees vir hulle toegerus het en dat hulle van bang vlugtelinge verander het in mense wat vreesloos, ook vreesloos in die aangesig van die dood, die goeie nuus verkondig het. Wil U ons bid, wil U ons lei om te leef in hierdie oortuiging. Want as ons deur U Gees en deur U woord oortuig is, kan niemand ons skei van die waarheid en van die liefde van God nie. Ons bid dit in die naam van die opgewekte en opgevaarde Jesus Christus, die Seun van God. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die oortuigende en versterkende teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by elkeen. Amen.